Goeiemôre beleef familie, van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Welkom by vandag se diens. Ons is so bly jy is hier saam met ons ingeskakel. Baie wat inskakel in die gebou saam met ons, is altyd lekker om saam kerk te hê, maar julle wat online inskakel, julle is vir ons 'n kosbare deel van ons beleef familie. Ons wil jou aanmoedig, gaan kyk gerus in die beskrywing onder hierdie video. Daar's 'n skakel waar jy na vandag se preeknota kan gaan kyk. Jy kan hom aftrek om of nou te volg of na die tyd. Dit sal jou help om soos ek sê, saam te volg, maar ook later weer die skrifte kan werk. Nou, is jy reg vir God se woord vandag? Nee, sit jy reg? Is jy koffie reg? Is jy in jou pyjamas? Ek weet nie, maar is jy reg? Baie mense het vrede met God, maar leef nog asof hulle self in beheer is. Baie mense ken Jesus as redder, maar nie noodwendig as Here nie. En dalk daai beginsel, daai situasie, is hoekom baie mense sukkel om Jesus te sien in ander Christene. Nie omdat Jesus nie werklik is nie, maar omdat sy heerskappy nie noodwendig so sigbaar is in meeste Christene se lewe nie. Nou as ek dit net reguit kan sê, sommer hier uit die blokke uit. Dalk is jy nou nie reg vandag vir so 'n tipe boodskap, jy dink ek gaan nou 'n lekker warm, nice boodskap, maar ek moet 'n bietjie taai wees ook soms. Die wêreld sukkel nie noodwendig met Jesus nie. Hulle sukkel meeste van die tyd met Christene wat nie onder Jesus se gesag leef nie. En hier's die vraag wat ek wil hê jy moet deur hierdie hele preek saam met jou dra in die voorgrond van jou gedagtes bring, en dis die volgende: is Jesus regtig my Here? In Romeine 5 vers 1 kom Paulus en hy wys vir die gelowiges in die Romeinse ryk dat vrede, die gedagte en die belewenis van vrede, is eintlik 'n persoon. Kyk gou wat sê hy. As mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Jy sien, hier is die ding wat saak maak. Jy kry nie vrede van Jesus nie, jy kry vrede onder Jesus. Die vrede van God vloei uit die heerskappy van God. Ek hoop jy verstaan wat ek sê. Die vrede van God vloei uit die heerskappy van God. Met ander woorde, as hy nie regeer oor jou lewe nie, gaan jy nie die volle vrede ervaar wat God graag vir jou wil gee nie. Nou kom ons wees eerlik. Ons geloof vandag is eintlik baie gemaklik. Ek noem dit baie keer Aircon Christendom, nee, ons soek Aircon in die kar, ons soek 'n Aircon in die kerk, ek soek 'n waier, ek wil net nie warm kry nie. Maar vir die eerste Christene, daai vroeë eerste eeuse Christene, daar was nie Aircons nie. Vir hulle om te gesê Jesus is Here, was nie 'n gemaklike kerkfrase nie. Dit was 'n daadwerklike doodsvonnis. Stel jy dit voor, ek wil gou vir die prentjie skets nie. Jy staan in hierdie Romeinse stad, nee, ons is nou terug daar in Bybelse tyd. Daar's 'n beeld van die keiser wat uitgekerf is, op massief daar staan, en mense bring wierook en offers en hulle kom staan voor hierdie beeld en daar's Romeinse soldate om dit en hulle sê Caesar is Here. En nou is dit jou beurt. En jy is 'n Christen. En jy weet, as jy net daai woorde sê, Caesar is Here, dan kan jy huis toe gaan. Jy kan jou werk hou, en jy kan jou familie beskerm, jy is veilig, is gerieflik, is gemaklik. Maar as jy durf sê, Jesus is Here, Jesus is Kyrios, is die Grieks, dan kan jy alles verloor. Jy kan doodgemaak word. En tog, hierdie gelowiges, hulle het dit gesê, nie halfhartig nie, nie stilletjies nie, hulle het dit gesê met oortuiging en met die wete van wat is die koste as hulle daai woorde uitspreek. Hulle het dit gesê met hulle alles. Geliefde, hulle het nie net geglo in Jesus nie, hulle het geleef onder Jesus se heerskappy. En vandag, as ons sê, Jesus is Here, meeste van die tyd, wat ons eintlik sê en wat ons eintlik bedoel en wat ons eintlik vra is, Jesus, help my net met hierdie situasie, help my net met daai spanning, en dit is goed om te vra vir hulp, maar as ons sê Jesus is my Here, dan is ons nie eintlik noodwendig, ons sê Jesus is Here, maar ons leefwyse sê, ek besluit self, ek is in beheer. Ons wil God se vrede hê, ons wil sy seën hê, ons wil sy redding hê, ons soek daai dinge, ons wil graag daai dinge hê, maar nie altyd is ons gemaklik met Jesus se leiding nie, met sy gesag nie, baie keer glad nie met sy wil nie. Ons lees die Bybel en dis amper asof daar dinge in die Bybel staan wat ons sê, hierdie pas nie, ek ruk dit uit, ek sê nee dankie vir die ding en nee dankie vir daai ding. Ons lees eintlik baie selektief. Jy sien geliefde, ons soek sy redding, ons soek sy vrede, maar ons soek baie keer, ons soek nie noodwendig sy leiding nie. Nou, hier is die spanning. Ons wil 'n redder hê sonder 'n koning.
Kan ek dit weer sê? Ons wil 'n redder hê sonder 'n koning. Die profeet Sagaria, gou 'n bietjie Ou Testament, skryf in 'n tyd van chaos. Jerusalem was verwoes, die volk was wel terug uit ballingskap uit, en ek weet nie of julle daai storie ken, ek wil aanmoedig, gaan lees maar 'n bietjie op oor dit, maar hulle teruggekeer na Jerusalem toe, maar niks lyk soos dit moet nie. Daar was hoop onder die mense, maar daar was ook verwarring. Dis chaos. En in daai konteks kom Sagaria 14 vers 9, die profeet skryf die volgende. Hy sê die Here sal koning wees oor die hele land. Weereens daai woorde, die Here sal koning wees. Hy profeteer van 'n dag waar daar nie meer verskillende gode sal wees nie, nie meer verdeelde loyaliteite nie, nie meer kompeterende stemme nie, net een naam, net een koning en net een gesag. Dit is wat Sagaria eintlik kom sê. Maar hier is vir ons die kosbare, mooi en volle waarheid van wat ek en jy moet hoor vanuit hierdie skrifgedeeltheid van Sagaria 14 vers 9. God wag nie vir daardie dag om koning te word nie. Ek hoop jy hoor wat ek sê. Hy is reeds koning. Hy is reeds Here. Die vraag is nie, is hy in beheer van die wêreld nie? Die vraag is hy in beheer van jou en my lewe? Nou, ek wil dit graag net so dalk prakties vir ons anker in ons gebruik hierdie illustrasie, nee. Ek wil dalk so verduidelik. Stel jou voor jou lewe is soos 'n kar, nee. Baie mense sê Jesus is in my lewe. Ek is lief vir Jesus, hy is in my lewe. Maar waar sit hy in daai kar? Sit hy op die agterste sitplek waar hy net saamry, 'n absolute passasier heel agter, hy moet maar net gaan waar jy gaan, of dalk is in die passasiersplek reg langs jou waar hy kan voorstelle maak, maar jy hou die stuurwiel vas. Maar die Here beteken iets eintlik anderste. Wanneer ek en jy sê die Here is die Here van ons lewens, verklaar ons eintlik Jesus is my Here. Dit beteken hy sit eintlik agter die stuurwiel. Hy is nie die een wat net saamry nie. Hy is eintlik die een wat die stuurwiel vashou. Dit is wat Here vir ons moet beteken. En hier is die eerlike vraag. Wie hou tans die stuur in jou lewe vas? Die stuurwiel in jou lewe. Wie stuur jou lewe? Wanneer jy besluite neem, wanneer jy reageer op 'n situasie, wanneer jy gespanne is, jy stres oor 'n ding, wie stuur jou hart? Wie stuur jou gedagtes? Wanneer geld druk raak, wanneer jy enorme spanning het oor eksterne omstandighede, wie is aan die stuur in jou lewe? Wanneer iemand jou seermaak, te nakom, wie stuur jou reaksie? Wie beïnvloed hoe jy kies om te reageer? Wanneer jy 'n moeilike besluit moet neem, wie is aan die stuur van daai besluit? Want dit wat jou beheer, geliefde, is dit wat jy gekroon het. Dit wat jou beheer is dit wat jy gekroon het. Om te sê, Jesus is my Here, is nie net 'n geloofsverklaring vir ons nie. Glad nie. Dis 'n oorgawe van beheer. Soos hy eerstydse Christene wat staan voor daai keiserbeeld en sê, Jesus is Here en hulle lewens is nou in gevaar. Wanneer ek en jy sê, Jesus is my Here, dan gee ek die stuur oor. Ek vertrou die Here se rigting in my lewe. Selfs wanneer ek nie verstaan nie, sê ons, Here, ek gee die stuur oor. Wanneer omstandighede vir ons onduidelik lyk, Here, ek gee die stuur oor. As jy nog die stuur vashou, geliefde, dat jy nog nie oorgegee nie. As ek kan teruggaan na hierdie gedeelte van Paulus, Romeine 5 vers 1, sê hy, daai spesifieke woorde, ons het vrede met God. Maar hoekom kan Paulus sê, ons het vrede met God? Hoekom kan hy hierdie stelling maak? Die res van die vers sê, dit was duidelik, kyk gou, op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Dis nie net omdat hy jou gered het nie, verseker omdat hy ons gered het, maar omdat hy jou Here is. Met ander woorde, ons beweeg van redding onder in heerskappy. Geliefde, vrede kom wanneer die Here regeer oor jou en my lewe, wanneer hy lei oor my en jou lewe, wanneer hy beheer vat oor ons lewens, wanneer hy die stuurwiel vat van ons gedagtes, van ons harte. Vandag gaan nie net oor, glo jy in Jesus nie, dit gaan oor wie is in beheer van jou lewe. Is dit vrese wat in beheer is van jou lewe? Is dit jou emosies wat in beheer is van jou lewe? Ek dink baie van ons sukkel met daai een, nê? Is dit jou planne, jou beste planne wat jy al bedink het, en dit is my planne, is dit wat in beheer is? Of is dit Jesus Christus jou Here? Miskien is jy hier vandag en jy luister na wat ek sê en jy besef, ek het vir Jesus genooi in my lewe in,
Hy is my verlosser, ek sien hom as redder, maar ek het nog nooit die stuur van my lewe oorhandig aan hom nie. Ek het nog nie sy heerskappy regtig aanvaar nie. Vandag is nie net 'n dag van geloof nie, geliefde, dis 'n dag van oorgawe. Daarom wil ek jou uitdag, sê hierdie saam met my. Nie net red my nie, Jesus, lei my, Here. Nie my wil nie, Here, maar U wil, Here. Jesus, U is my Here. Wanneer jy daai verklaringe kan maak, dan skuif dinge in jou gedagtes, verseker in jou hart. Geliefde, soos Sagaria gesê het, Jesus of God is reeds koning. Sagaria het dit gesien. Hy het dit geprofeteer. Hy het gesê dit gaan daai dag gaan kom en die vroeë kerk het 'n lewens daarvoor gegee. Manne en vroue het gesê Jesus is my Here, Jesus is Kyrios, hy is my Here. En het hulle lewens daarvoor gegee. Die vraag is net vandag, regeer Jesus as Here in jou lewe of nie? Kom ons bid saam. Vader, vandag kom ons kom nederig voor U. En ek dank U dat ons soos Paulus kan leer om die volheid te verstaan, dat omdat ons glo in die verlossingswerk van Jesus Christus, kan ons werklik verlos wees. Maar omdat Jesus Christus die Here is, en wanneer ons leer om onder sy heerskappy in te beweeg, dan kan ons werklik ook die vrede ken, wat hy so graag vir ons wil gee. Daarom staan ek vandag voor die Here, en ek gee my omstandighede, my situasies vir U. My gebed, Here, is dat die vrede sal bewerk in my lewe, juis daar waar ek vashou aan my idee, my manier, my uitgangspunt, en ek is reg, en almal anderste is verkeerd, en Vader, vir die volgende persoon is dit, ek is angstig, ek is onseker oor wat gaan gebeur. Vader, daar is soveel dinge, wat eintlik ons interne wêrelde bestuur. En daarom, Jesus, kom ek vandag na U toe, en ek vra vir daai genade wat U vir ons gee deur die Heilige Gees, om die stuur en die beheer oor te gee aan U, en werklik U te vertrou om Here te wees van ons lewens. Nie net van ons gedagtes nie, maar ook van ons harte. Here, laat ons leer om U die kroon te gee wat U verdien om te dra in en oor ons lewens. Here, nie ons self besluit, ons self stuur, ons self sal nie, maar ons gee oor aan U heerskappy. Daarom sê ek vir U, dankie Jesus, ek loof U, ek eer U, en ek weet, Vader, soos ons leer om meer van U heerskappy oor ons lewens te aanvaar, hoe meer gaan ons die geskenk van vrede kan ken. Bid dit als in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, as jy nog saam met my is, wil ek net vir jou sê, dankie dat jy inskakel. Dankie dat jy ondersteun, dankie vir die likes, die subscribes, dankie vir die kommentare. Die week wat voorlê, skop ons af met 'n splinternuwe reeks. Daai reeks gaan alles oor net so bietjie soos Jesus, net so amper Christen. En ek hoop regtig dat hierdie volgende paar weke saam met ons vir jou verrykend gaan wees, dat jy dit werklik saam met ons sal geniet, maar vir nou geniet die res van jou Sondag, of wanneer ook al jy die boodskap gekyk het, gaan in vrede. Totsiens.